My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, weer met die woord vir ons van vanoggend. Gister het ek gepraat oor mense wat nie na die woorde van God wil luister nie, en dat hulle in 'n weerstand in hulle hart rondom dit is. Maar vandag wil ek praat oor uit Jakobus uit, wat 'n verdere aanvulling is op dit. Kom ons luister net wat die Here vir ons deur die boek van Jakobus wil sê. Jakobus 1 vers 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuiligheid. Dis vuilheid, né? En oorvloed van boosheid. En hoor dan nou hier, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Kyk, ek wil net gou hier stop. Gister het ons gepraat oor hulle wat nie na God wil luister nie. Hulle wil nie na die woorde van God luister nie. Maar nou kom hy hier, hy sê doen afstand van alle boosheid. Hoekom? Want boosheid is dit wat in jou weerstand sal bied teen die woord van God, veral wanneer die woord van God teen dit praat, né? En dan sê hy, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God. Daai sagmoedigheid verwys eintlik met geen weerspannige of weersinnige gees nie. Met geen so tipe gees nie, né? Maar met 'n gees van aanvaarding, sagmoedigheid. Dan die ingeplante woord. Nou hoekom sê hy ingeplante woord? Julle 'n saadjie wat bo op harde grond lê. Wanneer die son bak en wanneer die wind kom en wanneer die waterstrome kom en spoel hy hom net weg, hy kom nie op nie. Maar wanneer jy met sagmoedigheid die ingeplante woord van God ontvang, dit beteken dit is woord wat in jou hart ingaan. Want wat gaan dan gebeur? Hy sê, wat in staat is om julle siele te red. Jy sien, 'n saadjie wat geplant word, skiet wortel. Nee? Nou, hoe dink jy, hoe sterk is 'n saadjie wat wortel skiet? As daai saadjie net ingang by 'n hart kan kry. Ek het al gesien hoe wortels, julle hoor gou hier, paving oplig. Ek het gesien hoe wortels mure kraak. Nee? Ek het gesien hoe wortels konkreet rotse breek. Rotse breek. Hoe saad se wortels rotse breek. So daarom, as jy net gaan kies, maak nie saak hoe hard jou hart is nie. Nee, maak nie saak as jy daai weerspannigheid en daai weersinnigheid in jou hart, nee, net 'n bietjie op sy wil skuif, dan is dit soos iemand wat amper in die skeur van 'n rots 'n saadjie insit. Daai dingetjie gaan water kry, gaan grond, gaan daar inspoel, hy gaan skielik begin groei, en hy sal daai harde rotshart, sal hy kraak en breek. So kies reg, en dan sê hy, en word daders van die woord, en nie net hoorders nie. Hoekom sê hy word daders van die woord en nie net hoorders nie? Het jy geweet dat as jy net 'n hoorder van die woord is, wek dit wanneer jy nie 'n dader is nie, 'n harde hart. Het julle dit geweet? Sit maar vir 'n bietjie vir jare in 'n kerk onder die woord, maar jy doen niks omtrent dit nie. Nou dan plaat jou glad nie meer nie. Hulle preek af van vooraf net soos wat hulle wil. Hulle kan vir jou hel noem en hulle kan vir jou demone noem en pyn en ewige verdoemenis en al hierdie goed noem. Dit roer nie 'n haar meer op jou kop nie. Weet jy hoekom? Jy het onder die woord gesit. Nee, jy het dit nie ter harte geneem nie, die ingeplante saad gekry nie. Nee, wat sal wortel skiet en begin die rots sal breek nie, né? Want jy het gekies, jy daar in die begin het jy gekies
om dit nie te doen nie. Jy het nie 'n dader geword nie. En raai wat gebeur toe? Toe kry jy hardheid van hart, omdat jy nie hoor nie, of jy hoor dalk, maar jy doen nie. Nou kom sit jy's volgende Sondag, jy hoor, jy doen weer, jy kies om nie te doen nie. Toe begin dit hardheid van hart in jou begin kweek, sodat selfs nie eers die woord van God meer ingang by jou kry nie. Nou kom ek na jou toe, om vir jou te sê, jou keuse is so kragtig, dat hy selfs 'n rotshart sal oopskeer, sodat saad ingeplant kan word. So, wanneer jy kies, wanneer jy die woord nou hoor, sê vir jouself, ek gaan nou kies oor dit wat ek nou hier gehoor het, om op te staan en iets te gaan doen omtrent dit. Nou, met sagmoedigheid, kom die ingeplante woord van God, se saad word dit in jou hart ingeplant, en nou sal hy groei, en nie eers 'n rotshart sal teen dit staande kan bly nie. Amen. Ek wil dit net tot hier vat. Julle, ons moet hierdie keuse maak. Om 'n dader van die woord te word is uiters belangrik. Nee, want hardheid van hart wek dat ons verlore sal gaan op die einde. Baie liefde, seëning, Pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.